Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Hou jou oë gerig op Jesus. Hy is die lighuis wat lig en vrede bring. Hy is jou redder. Wie sal jy dan vrees? Welkom aan elkeen van julle. Wat 'n wonderlike dag. Amen. Prys die Here vir hierdie dag. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. En daar's nie 'n ander dag wat ons meer 'n rede gee of ons eintlik remind as hierdie dag nie. Hierdie is seker die mees geskiedkundigste dag wat daar is ook. En as ek dit sê, dan bedoel ek dit, vir die wêreld is hierdie die mees geskiedkundigste dag wat daar is. Nêrens in die geskiedenis van die mens nie, nêrens in die geskiedenis van die wêreld nie, het 'n mens gesterf en homself na 3 dae lewend gemaak nie. Kom nou. Nêrens in die geskiedenis nie. Daar is ateïste en ek het die week weer so 'n bietjie gaan lees en gaan kyk. Daar's ateïste wat vol gestaan het en op die feit gestaan het dat daar geen God is nie en wou bewys dat Jesus Christus nie bestaan het nie en hulle het die geskiedkundige werk gaan ondersoek. Nie die Bybel nie, ander boeke. Ander boeke wat deur konings geskryf is, deur scribes geskryf is, het hulle gaan opsoek en hulle het tot inkeer gekom toe hulle uitvind dat Jesus Christus waarlik geleef het, waarlik aan 'n kruis gesterf het en al die bewyse in die geskiedenis wys dat hy opgestaan het en dat die graf leeg is. Halleluja. Die bewys hiervan, dis so geskiedkundig, dis so belangrik om te weet dat hierdie dag, die graf wat leeg is, praat boekdele. Die graf wat leeg is, bewys soveel dinge. Vir ons as Christene, maar ook vir Jesus in sy bediening. Julle kan gaan kyk in Matteus 16, in Matteus 17 en in Matteus 20, dan kom Jesus oor en oor en sê hy vir sy disippels, ons gaan Jerusalem toe, en dan gaan ek gekruisig word, en na 3 dae sal ek opstaan. Die eerste keer toe Jesus dit vir sy disippels sê, toe wil Petrus hom stop. Ken julle die storie? En Jesus moes Petrus sterk rebuke, want hy het dit nie geglo nie. Eerste plek het hy dit nie verstaan nie. Daar was geen openbaring gewees nie, want niemand kan sterf en homself lewend maak nie. Kom nou, dis ongehoord. So ons verstaan hoekom Petrus so gevoel het. Die tweede keer het die disippels ook gewonder, maar Here Jesus, kan dit regtig gebeur? Die derde keer toe sê Jesus, dit gaan nou gebeur, en die disippels het in vrees gestaan, sê die woord. In vrees, want Jesus sê hy gaan sterf, en na 3 dae sal hy homself uit die dood uit oprig. Die hele bediening van Jesus, die hele bediening, die feit dat ons in Jesus Christus glo, die feit dat ons glo hy is God, hy is die Seun van God, alles het afgehang van hierdie oomblik. Besef jy dit vanmôre? Hierdie is nie sommer net iets wat moes gebeur het in die Bybel nie, alles het afgehang van hierdie oomblik. Die feit, ons het Vrydag gepraat oor Jesus wat ons skuld op hom geneem het, ons sonde op hom geneem het. Die hele openbaring, of dit die werklikheid is of nie, het afgehang van hierdie oomblik. As daai graf nie oop was, Sondag nie. As daai graf nie leeg was nie, dan was Jesus net nog 'n persoon. Net nog 'n profeet. Nog iemand. Selfs die Fariseërs het dit geweet. Selfs die Fariseërs het geweet hoe belangrik is die opstanding van Jesus. En ek wil hê julle moet saam met my blaai na Matteus 27 toe, vers 62. Die volgende dag, dit is die dag van die voorbereiding, kom die owerpriesters en die Fariseërs by Pilatus saam en sê, my Heer, ons herinner ons dat die verleier, toe hy in die lewe was, gesê het, oor 3 dae staan ek op. Dit was 'n probleem vir die Fariseërs.
Hulle wou nie gehad het dit moes gebeur nie, want hulle het gedink dit gaan net nog 'n verleier, dis net nog 'n profeet. Maar laat my toe, meneer die Fariseer. Laat my toe, meneer die Fariseer, terwyl ek kyk na die oop graf vandag om vir jou iets te sê. Dat Jesus is nie die verleier nie, maar hy is die leier. Hy is die koning oor alle konings. Hy is die Alfa en die Omega. Hy is die profeet van God. Hy is die seun van God. Hy is die verlossing van die wêreld. Hy is die lam van God. Hy is die deur, hy is die weg, hy is die waarheid, hy is die lewe. Hy is die everlasting king. He is the Prince of Peace. Amen. Hy is al hierdie goed omdat daai graf leeg is. Hy is die voorsiener. Hy is die een wat sonde wegneem, hy is die een wat jou krag gee, hy is die een wat jou deurdra, hy is die môre ster, hy is die een van nuwe geleenthede, omdat daai graf leeg is. As die graf nie leeg was nie, was hy wel die verleier, maar die graf is leeg, halleluja, ons koning leef. Vers 64, gee dan bevel dat die graf verseker word, tot die 3de dag toe, dat sy disippels nie miskien in die nag kom en hom steel nie. En vir die volk sê, hy het opgestaan uit die dode, en die laaste dwaling sal erger wees as die eerste. Daarop sê Pilatus vir hulle, julle sal 'n wag kry. Nou, daai 'n wag, sal jy gaan lees, is nie een persoon nie. Dis 'n wag, dis 'n klomp ouens, en wanneer jy sê 'n wag waarna hy verwys het, is julle sal die beste van die beste kry. Ek sal julle die sterkste wagte gee, ek sal julle die ouens gee wat die krag het, wat opgelei is, om hierdie graf te beskerm en te verseël, sodat niemand, geen mag, geen klomp hoeveelheid mense kan kom nie. Onthou, hulle was bang dat daar 'n riot sal kom. En daar 'n klomp mense, en Pilatus sê, ek sal julle die beste van die beste gee, gaan en verseker dat dit so is. En hulle het gegaan en die graf verseker deur die steen te verseël in die teenwoordigheid van die wag. Pilatus wou nie hê daai graf moes oopkom nie. Pilatus wou nie hê Jesus moet daar uitkom nie. Die Fariseërs wou nie hê Jesus moes daar uitkom nie. Die Jode wou nie hê daai graf moes leeg wees nie. Die Romeine wou nie hê daai graf moes leeg wees nie. Die vyande van hom wou nie hê daai graf moes leeg wees nie. Die duiwel wou nie hê daai graf moes leeg wees nie. Die dood het sy bes gedoen, maar nie eers die dood kon hom terughou nie, want ons God leef en hy het self die dood oorwin toe hy die graf uit opgestaan het. Halleluja. Niks, maar niks kon hom terughou nie. Maak nie saak hoeveel wagte, hoe sterk nie. Hy het daai graf, die dood oorwin, vir my en vir jou, om te bevestig dat hy werklik die seun van God is. As ons die storie lees, dan sien ons dat Maria, die twee Marias, die volgende dag besluit het, hulle gaan die graf besoek. En op pad na die graf toe verskyn daar 'n engel, en die engel lyk soos 'n weerligstraal. Spierwit aangetrek, maar soos 'n weerligstraal, soos 'n helder lig. En die wagte, hierdie magtige wagte, hierdie opgeleide ouens, val soos dooies voor hom neer. Gaan lees. En hulle vrees vir hulle lewe, en Maria hulle self vrees. En die engel rol die klip weg, en dan sê hy die volgende vir Maria, ek weet wat julle hier doen. Julle is op soek na Jesus. Julle is op soek na Jesus wat in die graf moet wees. En dan sê hy die volgende, lees vir my Matteus 28 vanaf vers 6. Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan, soos hy gesê het. Hy het sy bediening bevestig. Hy het die belofte gemaak oor en hy het opgestaan. Hy het kom bewys dat hy regtig God is. Kom kyk, sê kom kyk, na die plek waar die Here gelê het, en gaan haastig, sê gaan haastig. Sê vir die disippels, hy het opgestaan uit die dode, en gaan voor julle uit, na Galilea. Daar sal julle hom sien. Kyk, ek het julle dit gesê. Vers 6. Kom kyk. Kom kyk.
Kom kyk waar Jesus gelê het. Kom kyk en dan gaan haastig. Kom kyk, kom kry 'n openbaring van wie hy is. Kom hoor wie hy is. En ek praat vanmôre met elkeen van julle, ek praat nie met hierdie mense, ek praat met jou. Kom hoor wie Jesus is vanmôre. Kom kyk vir jouself, die graf is leeg. Kom nou kerk, kom kyk, kom hoor vanmôre, hy's nie meer in die graf nie. Hy's nie meer aan die kruis nie. Hy het oorwin. Kom kyk vanmôre, kom hoor wat Christus vir jou en vir my gedoen het. Kom kyk en dan gaan haastig. Gaan uit. Gaan uit en vertel die wêreld van dit wat jy glo as kind van God op hierdie dag bevestig is. Gaan uit, gaan haastig. Kerk, daar is nie baie tyd nie. Daar is nie baie tyd nie. Daar's mense wat saam met jou werk, daar's familielede, daar's vriende wat nie 'n openbaring het van wat Jesus vir hulle gedoen het nie. Wat nog in sonde lewe, wat nog met die skuldgevoel lewe, wat nog nie in 'n openbaring lewe van wie Jesus Christus is nie. Kom kyk wat hy gedoen het. Kom kry vir jouself 'n openbaring en gaan haastig uit. Dit klink vir my soos Jesus se laaste opdrag. Onthou julle Jesus se laaste opdrag in Matteus 28. Matteus 28 vanaf vers 18. Sê, en Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. In Jesus se laaste oomblikke hier op aarde, sy laaste woorde aan sy disippels, sê hy hierdie goed. En hy sê vir sy disippels, kom kyk. Kom hoor my vanmôre. Aan my is gegee alle mag. Daar's niemand soos ek nie. Daar's niemand so kragtig soos ek nie. Daar's niemand wat kan doen wat ek kan doen nie, kom nou. Daar's niemand wat deure kan oopmaak wat meer mense toegemaak het nie. Daar's niemand wat soos ek deure kan oopmaak wat geen ander mens sal weer kan oopmaak nie. Daar's niemand wat kan genees soos ek genees nie. Daar's niemand wat kan voorsien soos ek voorsien nie. Daar's niemand wat huwelike kan herstel soos ek huwelike herstel nie. Daar's niemand wat tweede kansse gee, vergewe en vryspreek. Ja, prys die Here, soos ek nie. Daar's niemand. Daar's niemand in die hemel, en wanneer hy sê in die hemel, dan praat Jesus van 'n bonatuurlike krag. Sê vir die persoon langs jou, bonatuurlik. Want weet jy wat, ons glo maar baie oppervlakkig baie keer. Ons glo bitter min aan die bonatuurlike nog. Jesus is nie net die Jesus wat kan in die eenvoudige goed voorsien nie. Hy kan ook aan die bonatuurlike goed voorsien. Hy kan in die geesteswêreld goed laat gebeur wat ek en jy nie verstaan nie, nie kan verduidelik nie en wat soms ons sommer bang maak. Hy is ook daai God en Jesus hierso in sy laaste woorde in Matteus 28 vers 18 sê vir sy disippels, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Dis wie ek is. Kom kyk wie ek is. Kyk na die leë graf, kyk wie is ek, verstaan wie ek is, kry 'n openbaring vanmôre, dat ek is nie sommer net nog 'n profeet nie, ek is die seun van die lewendige God. Ek is die krag van die wêreld, ek is die blink môre ster, ek is die lam van God, ek is al hierdie goed, verstaan dit vanoggend. En as jy dit verstaan, as jy 'n openbaring het, vers 19, gaan dan heen. Gaan dan heen. Gaan dan heen en vertel soveel as wat jy kan. Gaan dan heen en vertel almal by jou werk. Gaan dan heen en vertel al jou vriende. Gaan dan heen en vertel al jou familie. Vertel almal wat jy ken. Tot die vreemdeling op die pad. Gaan dan, die goed staan nie hier geskryf nie, ek hoop jy. Maar dit is wat Jesus sê. Gemaak disippels van alle nasies en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat hy julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Wat is die naam van God? Ek is. Ek is.
Ek is, Jesus sê, ek is God Almagtige is met jou. Kom church, tik die persoon langs jou met jou, Jesus is met jou. Jesus is met jou. Jesus is met jou vandag want dit is Sondag, okay? Jesus is met jou vandag want dit is die opstandingsdag, okay? Jesus is met jou elke dag van die week. Elke dag van jou lewe, tot jy die dag jou kop neerlê, Jesus is met jou en dit is sy eie woorde. Kerk, jy kan nie, as jy 'n draai gemaak het by die kruis, en besef het wat Jesus vir jou gedoen het, die sonde en die skuld wat hy op hom geneem het, en jy kry 'n openbaring van wie Jesus is, en 'n openbaring van die graf wat leeg is, kan jy nie stil bly nie. Jy kan nie, jy het die grootste geskenk denkbaar ontvang. Jy het 'n tweede kans gekry. Jy het 'n tweede lewe gekry. Jesus het jou vrygespreek. Man, hy is met jou, die groot almagtige ek is, sê ek sal saam met jou loop. Ek sal saam met jou in daai huwelik ingaan. Ek sal saam met jou in daai besigheid ingaan. Ek sal saam met jou in daai hospitaal ingaan. Ek is saam met jou elke oomblik van die dag en ek sal jou nie verlaat nie. Ek sal jou nie in die steek laat nie. Dink jy Jesus het hierdie prys betaal omdat hy jou bietjie alleen wil los? Omdat hy sy rug op jou wil draai? Dink jy Jesus het hierdie prys betaal omdat jy nie vir hom baie belangrik is nie? Kom nou kerk, jou naam staan hier geskryf. Jou naam staan hier geskryf. Maar Jesus het jou naam kom doodtrek en hy het die kruis die plek gevat. En as jy by die kruis was, kan jy nie anderste as om uit te gaan en te gaan vertel van wat hy gedoen het nie. Want as jy by die kruis was en jy het 'n openbaring van die graf, dan gaan dit nie meer oor jou nie. Dan gaan dit oor hom. Kom nou, wie van julle kan jouself uit die dode oprig? Wie van julle wil self die prys betaal? As jy hierdie openbaring het, kan jy nie anders as om die wêreld te vertel van Jesus nie. Jy kan nie anders as om te babbel oor sy goedheid en sy guns nie. Jy kan nie anders as om vir mense te sê wie hy is nie. En hoe wonderlik hy is nie. Praat van sy genade en sy liefde, sy tweede kans. Jy kan nie anders nie. Dis 'n natuurlike ding wat gebeur. En as jy nog nie daar was nie, kom ek sê dit so, as jy nie getuig van hom nie, dan betwyfel ek of jy al die openbaring het van wat hy vir jou gedoen het. En dan sit jy dalk hier vanmôre vir 'n goeie rede. Want dan is dit nodig dat jy vanmôre 'n openbaring kry. Ons het meer as genoeg rede om fees te vier vanmôre. Ons het meer as genoeg rede om bly te wees vanmôre. Ons het meer as genoeg rede om uit te gaan en te jubel en juig. Onthou julle toe die bokke, nee, nou moet ek dalk nie so ver terug verwys nie. Maar onthou julle die 95, die World Cup, toe ons die eerste World Cup gewen het. Onthou julle hoe die ouens in strate gejaag het met die bokvla, en vir die volgende week almal groen aangetrek het. Niemand was skaam oor die bokke nie. Niemand was skaam om te sê hy's 'n boksupporter nie. Hoekom sal ons skaam vir dit wat Christus gedoen het? Come on church. As jy 'n openbaring kry van die oorwinning wat hy behaal het, dis nie 'n oorwinning wat lank vergete is en niemand weet eers nie, en dis van hierdie kinders hier wat nie eers weet, hulle was nie eers gebore in 95 nie. Dit is vergete, maar dit wat Jesus gedoen het, 2000 jaar nog en ons celebrate dit nog steeds. Dis nog steeds die waarheid. As jy hier was, kan jy nie meer stil bly nie. Gaan vir my terug na Matteus 28 toe vers 7. Kom ons lees dit gou weer vers 7. En hy het opgestaan uit die dode en gaan voor julle uit na Galilea. Daar sal julle hom sien. En kyk, en ek het dit vir julle gesê. En hulle het haastig weggegaan van die graf met vrees en groot blydskap. Dis my interessant hierdie. Hulle het hierdie groot blydskap gehad, want hulle het nou net die Here ontmoet. Hulle het nou net 'n openbaring gekry van wie Jesus is. Hierdie belewenis gehad.
hierdie belewenis gehad wat hulle lewens verander. Het jy al so 'n belewenis gehad? Weet jy waarvan ek praat vanoggend? Het jy al so groot blydskap beleef? Het Jesus al in jou lewe so ingegryp dat jy nie kan stil bly nie? Al so ingegryp dat daar groot blydskap is? Met sosiale media kan jy dit sien deesdae. As iemand iets kry waaroor hy bly is, of as jou kind net die graad maak of net 'n prestasie kry, dan sit op sosiale media en nou post dit ook omdat daar's 'n groot blydskap en jy kan nie stil bly oor hierdie groot blydskap en jy wil dit net deel met almal en die ander scroll so verby nou soos ag nog 'n foto van haar kind met sy skoene. Nog 'n foto met haar kinde, né? Maar dis hoe groot die blydskap is en my ervaring is wanneer ek met Jesus te doen het en of dit nou 'n Sondagoggend hier in die kerk is en daar's 'n boodskap en ek loop hier uit en ek voel, joh, die Here het vanmôre so met my gepraat. Het dit al met julle gebeur? Die Here het my vanmôre so aangeraak tydens die aanbidding, dan is daar so groot blydskap, is dit nie? Partykeer is dit in 'n selgroep of daar waar jy in stilte jou woord ondersoek, dan is daar daai groot blydskap en jy soos, joh, ek het nou net die Here beleef. Ek het hom nou net beleef, God het nou net sy hand op my gesit, hy nou net met my gepraat. Hierdie goed maak vir my sin. Daar's 'n groot blydskap, maar my ervaring is dat saam met die groot blydskap is daar gewoonlik vrees nie ver agter dit nie. Gewoonlik, wanneer die Here iets baie kosbaar en spesiaal vir ons doen, iets bonatuurlik, dan is ons excited, en jy is opgewonde, en jy wil dit met iemand deel, maar voordat jy môre by die werk kom, dan het daar 'n vrees gekom, van wat sal hulle sê? Wat gaan hulle dink as ek hulle hierdie goed vertel? Jy gee jou hart vir die Here hier en daar's 'n vrede oor jou, 'n blydskap man. Jy kan dit nie verduidelik nie en jy loop hier uit en jy soos ek gaan verander, my lewe gaan verander want hierdie blydskap en die Here het hierdie ding in my lewe gedoen. My lewe sal nooit weer dieselfde wees nie en te môre dan kom hierdie groot vrees. Van wat gaan ek verloor? Wat gaan ek verloor en wat gaan dit my regtig kos? Wat gaan die mense van my dink? Ek het een oggend, en ek het al die getuienis gedeel, maar ek het een oggend saam met Jesus gaan draf. En ek deel dit een Sondag hier, en ek kry baie kyke. Jesus het my een oggend wakker gemaak, en vir my gesê, ek moet saam met hom gaan draf. En ek was so excited, ek gaan nie die getuienis deel volgende nie, maar ek was so excited, en dit was vir my so awesome geweest, dit was amazing geweest, imagine net. En jy kan my glo of jy kan my nie glo nie, ek gee nie om nie. Ek gee nie om wat jy dink nie, maar ek het saam met Jesus gaan draf, en dit was amazing. En ek was so excited, tot ek by die huis gekom het. En toe wonder ek, wat gaan die mense sê? En ek het vir een of twee mense dit vertel en die kyk op hulle gesigte het my laat wonder, wag bietjie, jy gaan moet wow. Die mense gaan jou in een of ander Looney Tunes, hulle gaan jou deport, hulle gaan jou toesluit as jy hierdie goed oor vertel, is dit nie? Hoeveel keer het die Here nie al vir jou iets so kosbaar gedoen nie? Hoeveel keer het jy nie al die stem van die Here gehoor nie? Hoeveel keer het jy nie al woord ontvang nie? En daar's 'n groot blydskap. Die Here beleef in jou binnekamer en daar's 'n groot blydskap en nie ver agter dit nie. Het die vrees jou kom stil maak en jou blydskap van jou weggevat. Die Here het jou sonde weggeneem, het jou vrygespreek, het jou 'n nuwe kans gegee en jy's bly. Maar môre toe jy het vir jou vriend vertel en hy sê vir ja, moenie worry, dit sal nie lank hou nie, is die blydskap weg. Eerste keer toe die vyand jou aankla en sê ja, daar struikel jy weer, is die blydskap weg. En jy vrees en jy wonder. Ek wil hê jy moet kyk wat doen Jesus. Die engel het nou net vir hulle gesê, julle moet die mense gaan vertel, Jesus het 'n afspraak met julle in Galilea, né? Gaan Galilea toe, sê vir hulle, Jesus het 'n afspraak met julle in Galilea, gaan soontoe, julle gaan hom daar sien, julle gaan hom daar kry. Vers 9, en terwyl hulle op weg was, om aan die disippels dit te vertel, kom Jesus hulle met eens tee en sê, wees gegroet. Onthou, hulle het nou net 'n boodskap van die engele af ontvang. Nou net 'n boodskap ontvang wat sê, gaan na Galilea toe, die Here het 'n afspraak met julle, hy sal julle daar kry.
En op pad soontoe, hulle het net begin met hulle journey, hier verskyn Jesus aan hulle. Ek dink hulle is soos, julle moet hier nie in Galilea wag nie. Wat is so belangrik dat u nou hier ons hier kry? Wat is so belangrik dat u planne verander? Die planne was Galilea en ons is nog nie eers ver weg nie. Wat is so belangrik dat u nou ons hier op die pad kry voordat ons in Galilea kom? Kyk hoe mooi en hoe kosbaar is dit. Toe kom hulle nader en gryp sy voete en aanbid hom. En Jesus sê vir hulle, moenie vrees nie. Wat het gemaak dat Jesus sy planne verander het? Wat het gemaak dat Jesus nie gewag het tot hulle in Galilea kom nie? Wat het gemaak dat Jesus besluit het, ek kan nie wag tot Galilea nie? Die feit dat hulle gevrees het, want Jesus weet, die oomblik wat ek en jy vrees, is alle geloof by die deur uit. Kom nou kerk. Die oomblik wat ek en jy vrees, hou die droom op. Die oomblik wat ek en jy vrees, stop die calling. Die oomblik wat ek en jy vrees, hou ons op glo. Ons hou op vashou aan die kruis. Ons hou op vashou in ons geloof. Die oomblik wat ek en jy vrees, dan stop alles. Die Here het 'n plan vir jou lewe, hoor my vanmôre. Of dit nou is in besigheid, of dit is as 'n atleet, of dit is as in die modelwêreld, of ek weet nie wat alles nie, en wat se beroep ook al, en of dit nou is as 'n ouer, as in die universiteit, of waar ook al, die Here het 'n plan met jou lewe. En soveel planne is begrawe as gevolg van vrees. Soveel drome is begrawe as gevolg van vrees. Hoeveel van julle sit hier vanmôre en op 'n stadium was jy opgewonde? Op 'n stadium is daar 'n tipe blydskap gewees wat jy nie kan beskryf nie, want jy glo die Here het met jou gepraat, man. Miskien het hy jou hierdie girl gewys en dis jou perfekte vrou en jy moet haar trou en jy het haar getrou en nou 20 jaar later, of 5 jaar later, ek weet nie. Wie van julle het hierdie besigheid ding aangepak en jy het geglo maar dis wat die Here gesê het en dinge het nie heeltemal gewerk soos dit moes werk nie en miskien het jy selfs daai besigheid verloor en nou twyfel jy of God jou regtig geroep het en of die Here regtig met jou is en of die Here regtig by jou is en jou skuld sal dra. Nou twyfel jy of jy het vrygekom van hierdie verslawing. Jy het losgekom. Jy het in oorwinning begin leef en toe op 'n dag toe maak jy 'n fout. En die vrees het ingekom. En dit stop die droom. Ons woord vir die jaar is go to grow. En die idee is dat ons elkeen aan die einde van die jaar sal kom en sê ons is nog nie waar ons moet wees nie, maar ons is ook nie waar ons Januarie was nie. Met die genade van die Here het ons gegroei hierdie jaar, maar as jy gaan toelaat dat vrees kom, gaan vrees die groei stop. As jy gaan toelaat dat vrees in jou persoonlike lewe inkom, gaan vrees daai huwelik verwoes, dan gaan vrees daai besigheid verwoes. Vrees gaan jou roeping stop, want dis wat vrees doen. We either walk by faith or we walk by sight. It's either faith or fear. Kerk, jy kan nie ander keuses nie. Daar's 2 maniere hoe ons keuses maak. Die een is uit geloof uit en die ander een is uit vrees uit. Elke dag word ek en jy met hierdie werklikheid gekonfronteer. Elke dag. En is vir Jesus so belangrik om vanmôre na jou toe te kom en sê, hou op vrees. Ek is God. Hou op vrees, die graf is leeg. Hou op vrees, ek is die een wat 'n weg maak waar daar geen weg is nie. Hou op vrees, ek is met jou tot aan die einde van dae. Hou op vrees, want vrees gaan maak dat jy van die pad afklim wat ek wil hê jy moet op wees. En Jesus stop hulle, hy interrupt hulle en hy bring en hy woord en hy sê vir hulle, moenie vrees nie. Maar gaan heen en vertel my broers dat hulle na Galilea moet gaan en daar sal hulle my sien. Sien hoe belangrik was dit vir Jesus om net die vrees uit die pad uit te kry. Gaan en vertel, gaan dan heen. As
as die liggaam van Christus, die gelowiges, by die kruis sal stil staan en 'n openbaring kry van wat Jesus hier vir elke naam gedoen het, vir elke persoon gedoen het. Openbaring kry en hulle kry 'n openbaring van wat Jesus regtig gedoen het toe hy die grafsteen weggerol het en die graf leeg is. Sal die kerk nie bang wees om uit te gaan en te gaan getuig van sy grootheid nie. Dink hoe sal die kerk groei? Dink hoe sal die kerk groei? Dink hoe sal daar mense rondom jou groei? Wat sal gebeur as ek en jy ophou swyg uit vrees vir 'n wêreld daar buite? Wat sal hulle sê? Wat sal my vriende sê? Wat gaan gebeur met my? En ons begin getuig van die goedheid van God. Jesus weet dat dit nie altyd maklik gaan wees nie. Jesus weet dat dit gaan moeilik wees. Hy weet dat ek en jy mens is. Kom nou, dis hoekom die skrif sê, ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons medelee kan hê nie. Maar in alles wat ons beproef is hy ook in beproef. Hy weet presies hoe dit voel om mens te wees. Hy weet hoe maklik die mens struikel. Hy ken jou by jou naam. Hy weet waar jy gaan fouteer. Man, hy weet reeds van al jou foute, selfs die wat jy nog nie gemaak het nie. En nog steeds kies hy jou. Dink aan. Nog steeds noem hy jou op die naam. Nog steeds roep hy jou vir hierdie belangrike werk om te gaan getuig van sy werk wat hy gedoen het. Nog steeds kom hy na jou toe, al is jy mens. Jesus weet dat daar gaan tye wees wat ons twyfel. Jesus weet dit. Hy weet daar gaan tye wees wat ons menslikheid maak dat ons twyfel. Onthou julle vir Thomas, sy eie disipel, kom Jesus en hy bewys homself aan die disippels. Thomas is nie daar nie. Thomas kom ingestap en hulle vertel vir hom van Jesus se opstanding. En Thomas sê, ek sal nie glo nie. Totdat ek nie met my eie oë sien, my vingers in die gate druk en my hand in sy sy druk nie, sal ek nie glo nie. En die volgende oomblik loop Jesus daar deur die muur. Hallo. Thomas, hallo, hier's ek. En Thomas skrik homself, boegla. Nee, die woord sê nie dit nie, maar ek dink hy het. En Thomas druk sy vingers in die gate en sy hand in Jesus se sy. En hy vat aan Jesus. En hy sê, Here, ek het gesien, ek het gevoel, nou glo ek. Maar die volgende woorde van Jesus is vir my en jou bedoel. Jesus sê vir Thomas, Thomas, jy glo omdat jy gesien en gevoel het. Hoeveel te meer sal hulle geseënd wees wat sal glo, al het hulle nie gesien nie, al het hulle nie gevoel nie. Hulle glo slegs op die wete dat hulle weet die graf is leeg en dat die kruis het bestaan. Hulle glo in my, al het hulle nie fisies aan my geraak nie. Hoeveel te meer geseënd sal hulle wees? Jesus praat van elkeen van julle wat bereid is om te glo, al is dit moeilik. Al sien jy hom nie altyd nie, al beleef jy hom nie altyd nie. Daar gaan baie moeilike tye wees. Daar gaan moeilike tye wees wat hierdie getuienis dalk nie van pas klink nie, maar die woord sê dis altyd van pas. Altyd. Altyd. En selfs wanneer ek en jy wil opgee, al wat die Here van my en jou vra is om aan te hou, kerk. Kom nou, selfs wanneer ons fouteer het, al wat Jesus vra is, hou aan getuig van wie ek is. Hou aan getuig van my goedheid, hou aan getuig van wat ek gedoen het. Neem jou kruis op en volg my. Ken julle daai skrif? Blaai gou saam met my soontoe. Matteus 16 vers 24. Matteus 16 vers 24. Toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my aan wil kom, sê wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. As iemand agter my aan wil kom, die Here Jesus Christus dwing niemand om hom te volg nie. Niemand. Kerk, jy word nie gedwing om die Here te volg nie. Dis jou keuse. Daar's niemand wat hier sit vanmôre wat 'n geweer teen sy kop het wat sê jy moet die Here volg nie. Dis jou keuse. Dis jou keuse. Wil jy Jesus volg of nie? Dis jou keuse.
Hy dwing niemand om hom te volg nie, maar as die keuse gemaak is om hom te volg, dan moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Dis 'n keuse om Jesus te volg, maar as jy vanoggend sê, ek is 'n Christen, ek is 'n volger van Jesus, dan moet ons op 'n plek kom waar ons sê, die Here se wil bo my wil. Sy hart bo my hart, sy woord bo my opinies, sy keuses bo my keuses, sy drome vir my lewe bo my drome. Ek deny myself, ek vergeet van die ou mens, ek sit die ou mens agter my en ek beweeg aan saam met Jesus. Jy moet jou kruis opneem en hom volg. Jy moet jou kruis opneem en hom volg, want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit vind. Want wat baat dit 'n mens as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly? Of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? Want die Seun van die mens staan gereed om met sy engele in die heerlikheid van sy Vader te kom, en dan sal hy elkeen vergeld volgens sy dade. Jesus Christus staan gereed, onthou hierdie is voor die kruisiging, die opstanding. Jesus Christus staan gereed in die teenwoordigheid van die Vader om vir jou meer te doen as wat jy ooit kan imagine. Hy staan gereed om vir jou deure oop te maak wat jy nog nooit gedink het kan oopgaan nie. Hy staan gereed om vir jou genesing te bring waar daar gesê word daar is nie genesing nie, om vir jou voorsiening te bring. Hy staan gereed om huwelike en verhoudings te herstel wat jy en ek nooit gedink het kan herstel nie. Hy staan gereed om bonatuurlike goed vir ons te doen, maar ek en jy moet ons kruis opneem en hom volg. Ons moet hom volg, ons moet agter hom aangaan. Wat is die kruis? Wat is die kruis wat ons moet opneem? Onthou julle toe Jesus op pad was na Golgotha toe. Toe Jesus op 'n stadium geval met sy kruis. Onthou julle die storie. En Simon van Sirene is toe gedwing om Jesus te help sy kruis dra na Golgotha toe. En die woord sê hy het hom al die pad gedra tot op die berg. Wie se kruis het Simon gedra? Wie se kruis is hierdie gewees? Dit was my kruis. Hierdie was jou kruis, jou naam is hier opgeskryf. Jesus het jou plek kom inneem. Simon het nie net Jesus se kruis gedra nie, Simon het sy eie kruis gedra. Kom nou kerk. Simon het sy eie kruis, want Jesus moes vir hom ook sterf. Daar's 'n kruis vir elkeen van ons voorberei gewees as Christus nie ons plek ingeneem het nie. Sou ons self moes betaal. So Simon het nie net Jesus se kruis gedra nie, Simon het ook sy kruis gedra. Wat is die kruis? Die kruis is die boodskap van Jesus Christus. Die kruis is die feit dat Jesus het jou plek ingeneem, my plek ingeneem, en hy bring redding, hy bring 'n tweede kans, hy bring vergifnis, hy bring liefde en hy gee ons alles, sodat ons 'n tweede kans kan hê, sodat ons in hom kan leef. Dis die kruis. En wat die Here vir ons vra, en ek het al baie keer gewonder, hoekom hierdie storie van Simon, sodat ons kan sien, dat alhoewel God God is, en alhoewel God enigiets kan doen en hy het nie ons nodig nie, kies hy om ons te gebruik. Jesus kon self daai kruis gedra het. Hy kon die engele opdrag gegee het om die kruis te dra. Kom ek draai terug na my woord toe vandag. Jesus kan self die evangelie verkondig. Jesus kan sy engele opdrag gee om die evangelie te verkondig. Maar hy kies om die mens te gebruik. Hy kies om my en jou te gebruik. En wat Jesus vir ons sê is dat hierdie boodskap van die kruis red lewens. Daar is mense by jou werk wat nog nie die openbaring het van wat Jesus gedoen het nie. Hulle is verlore, hulle gaan hel toe gaan. Hulle gaan dit nie maak nie. Hoe kan ons stil bly?
Ek kan nie stil bly nie, ek moet my kruis opneem en die evangelie verkondig. Ek moet my kruis opneem en hom dra. Alhoewel Jesus vir my gesterf het, besef ek het 'n verantwoordelikheid. Omdat Jesus vir my gesterf het en ek hom wil volg, het ek nie 'n keuse nie. Ek kan nie stil bly nie, kerk. Jy kan nie stil bly nie. Jy mag nie stil bly nie. Daar's 'n wêreld daar buite, vriende. Vriende saam met wie jy om 'n braaivuur staan en kuier en jokes maak wat dit nie gaan maak nie. Hy gaan dit nie maak nie. Sy gaan dit nie maak nie. Daar gaan 'n dag wees wat hulle dit gaan mis, want hulle het die Here nie geken nie. Hierdie graf staan nie leeg sodat ek en jy vandag kan seëvier en as ons in die wêreld ingaan dan bly ons stil. Wat 'n tipe celebration is dit? Is ons nie hypocrites as ons dit doen nie? Kerk, is ons nie hypocrites as ons dit doen nie? As ek en jy 'n openbaring het van wat Jesus gedoen het, ons het 'n openbaring van die graf, ons glo dit beteken ons is gered, ons het die ewige lewe, ons gaan vir altyd saam met hom wees en ons bly stil daaroor. Ja, maar dan gaan ek kwaai vriende maak. Ek verloor liewer 'n vriend hier as wat ek 'n vriend eendag in die hel het. Ja, maar dan gaan hulle my afskryf. Ek laat hulle my liewers hier afskryf as ek eendag in die hemel staan en dan word uitgeroep na my en sê Daniël, hoekom het jy nooit my vertel nie? Hoekom het jy my nie vertel van die openbaring wat jy het nie? Jy het nie nodig om vir mense te preek nie. Vertel net vir hulle dit. Dit is goed genoeg. Kom kerk. Dit is goed genoeg. Die feit dat hy vir jou gesterf het, jou sonde, jou skuld gevat het en dat hy lewe, hy is werklik God, dis goed genoeg. Daar staan 2 mense en ek sluit af met die gedagte. Daar's 2 mense langs Jesus aan die kruis. 2 persone langs Jesus aan die kruis. Een aan sy linkerhand, een aan sy regterhand. En die een sê vir Jesus: as u, geen openbaring van Jesus nie, né? As u die seun van God is, kry jou hier af en my. Dink aan die kruis as die gospel. Jesus wat sê, neem jou kruis op en dra dit. Het gaan nie altyd lekker wees nie, gaan nie altyd maklik wees nie. Maar omdat ek vir jou gesterf het, omdat ek die prys betaal het, omdat ek gesuffer het in jou plek, vra ek jou, verkondig net die evangelie. Nie so groot nie. Al wat ek vra is verkondig net. Vertel mense hoe goed is ek. En die persoon hierdie kant sê vir Jesus, nee, my kruis is te swaar om te dra. Al die burden van die gospel van my rug af. Al die burden van die gospel van my rug af. As jy God is, dan moet jy mos kan God wees en daai burden ook van my afval. Hoekom moet ek dan my kruis dra? As jy God is, jy het in my plek gesterf, hoekom moet ek my kruis dra? Terwyl die persoon hierdie kant na die Here kyk, eers na sy vriend kyk en hy sê vir sy vriend, weet jy nie dat hierdie man onskuldig was nie? Kom kerk, weet jy nie dat ons Jesus onskuldig was nie? Weet jy dit nie? Weet jy nie dat hy daar gehang het as gevolg van jou en as gevolg van my? Weet jy dit nie? Weet jy nie dat hierdie man onskuldig is nie? Ek en jy verdien dit, dis die ou se woorde, gaan lees die storie. Hy sê, ek verdien dit om hier te hang. Ek verdien dit, maar hy is onskuldig en hy het in soveel mense se plek gesterf. En dan sê hy vir Jesus die volgende, hy sê, Here, al wat ek vra is dink aan my. Dis vir my genoeg. Dink net aan my terwyl ek my kruis dra. Dink net aan my. En Jesus se woorde aan hom is, ek beloof jou, vandag nog sal jy in die paradys wees. Kerk, dit gaan nie altyd maklik wees nie. Dis nie altyd maklik nie.
Dis nie altyd maklik om die kruis te dra nie. Dis nie altyd maklik om die een te wees wat gelabel word wat met die Bybel onder sy arm loop nie. Dis nie altyd maklik om die een te wees wat uitstaan en nie doen wat die maatjies en die buddies doen nie. Dis nie altyd maklik nie. Dis nie altyd maklik om, en die besigheidsmanne sal verstaan wat ek sê, om 'n klomp geld, miljoene rande af te skryf want jy doen nie oneties besigheid nie. Dis nie altyd maklik nie. Dis nie altyd maklik om die waarheid te praat nie. Dis nie altyd maklik om mense te vergewe wat jy voel jy moenie vergewe nie, wat voel hulle moet so swaar gestraf word. Dis nie altyd maklik nie. Dis nie altyd maklik om na mense toe te gaan en te vertel wat Jesus gedoen het en jou geloof te proklaim nie. Dis nie altyd maklik nie. Maar die belofte wat ek jou vanmôre wil maak, wat die Here Jesus Christus elkeen van ons maak, as jy dit doen, sal jy in paradys wees. As jy dit doen, sal jy in die paradys wees. Kom nou, halleluja kerk, die graf is leeg en dit is die belofte. Ja, dis die belofte. Al sal die krale leeg staan, al sal die kalwers nie meer daar wees nie, al sal die lande nie meer vol mielies wees en goed wees nie, al sal wat ook al sal dit swaar gaan, al sal dit gaan, sal ek bly verklaar, want ek het 'n openbaring. Hierdie persoon, die sad story is, die kraaie het gekom en sy oë uitgepik. Albei het nog steeds hulle kruis gedra. Die een was gelukkig en die ander een was in 'n gemors. Kies vandag om Jesus te volg. Kies vandag om jou kruis op te neem, te sê, weet jy wat, al wat die Here my vra, al wat hy my vra is, gaan vertel vir die wêreld wat ek vir jou gedoen het. Dis al wat ek vra. Hou op swyg. Hou op stil bly. Dis al wat ek jou vra vandag. Dis al wat ek jou vra en ek sal met jou wees tot die einde van dae. Daai graf sal nie weer toe gaan nie. Hy sal oop bly. My teenwoordigheid sal oop bly. Die beste lê nog voor, want ek en jy is in verhouding met mekaar. Gaan getuig en kyk of ek nie jou woorde sal bevestig met kragtige dade nie. Dis wat die Here vir jou sê vanmôre. Amen. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Hou jou oë gerig op Jesus. Hy is die lighuis wat lig en vrede bring. Hy is jou redder. Wie sal jy dan vrees?